ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 442. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Dink aan die boek Is dit Armageddon, se A4 boek, so amper 500 bladsye dik. Is 'n moedboek. Dis 'n moedboek. Sou u belangstel in die eskatologie, in die tyd waarin ons lewe, die dinge wat om ons gebeur, dis daar so. Bonatuurlike geopenbaarde woord. Sou jy belangstel of enige van die ander boeke, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, dis belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor. Jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken, die Engelse sê subscribe op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die ander boodskappe waarmee ons besig is. En die studies. Stuur die kennisgewing op die link vir die vriende en kennisses. Dis lewensverandering. Skryfblok op pen is uiters belangrik en ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u eer, Vader, vir u bonatuurlike genadehand in hierdie oggend in ons lewens, dat ons by mekaar kan wees en deel van mekaar se lewens kan wees, te kan deel in die lief en leed, en in die beproewinge en die stampe en stote van die lewe. Maar baie dankie dat ons vanmôre een ding weet, na alles, dat u woord sê, niemand kan ons uit die hand uitruk nie, Jaffa. U sê, die wat Vader Jaffa in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie, behalwe onsself, deur sonde te doen of in sonde te wil leef. Daarom wil ek dan vanmôre bid dat die krag van die Ruach HaKodesh in ons lewens deur middel van sy salwing teenwoordig sal wees. Want die woord sê, dis die salwing van die Ruach HaKodesh wat ook juke breek. Dankie vir die genadebloed van Jaffa in ons eie lewens. En dankie dat ons vanmôre die voorreg het om na u te kom, die skepper van hemel en aarde. U weer behaag het om met ons gemeenskap te hê. Laat ons hierdie tyd vanmôre waardig wees, in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, halleluja, wat 'n bonatuurlike voorreg om so saam te kan kuier en te deel te wees van die ontbyt met Prof Hannes. Dis 'n voorreg, die terugvoering wat ons kry uit hierdie ontbytreekse uit. Ek het al gewonder, is dit nie nodig om dalk iets anders te doen in die plek van die ontbytreekse nie. En dan kry ek die terugvoering van die mense. Want hulle prof ons lewe vir daai oggend ontbyte. Iemand het eendag gesê, dis sy kickstart vir sy dag. Ek is net dankbaar dat ons gehoorsaam kan wees aan die Ruach HaKodesh en dat u gehoorsaam is. Elkeen van u wat help hierdie bediening dra. Mag Jaffa op bonatuurlike maniere u seën. En u wat nie kan nie, bid vir die bediening. Halleluja. Die boek Spreuke, hoofstuk 23. Nou praat hy van hierdie hoer, van hierdie vrou, gisteroggend. Nou sê vers 28, sy lê ook en loer soos 'n rower. Kyk, sy is 'n prostituut. Vir haar is dit 'n besigheid, want dit is voordelig vir haar.
Hulle maak groot geld. Vir haar is dit 'n besigheid. En sy bestuur dit soos 'n besigheid. Nou wanneer ek kyk vanmôre na die sonde, hier, wat het Jaffa gedoen hierso? Hy het koning Salomo gebruik om met ons te praat oor hoe hierdie vrou wat haar liggaam gebruik om mans tot 'n val te bring, tot sonde te bring. Hy sê sy lê ook en loer soos 'n rower. En sy beplan. Die Satan het nog nooit net ingestorm nie. Kyk toe hy Jafashua op die berg gevat het. Hy ken die skrifte so goed soos ons dit ken. Hy sê daar's die stad, kyk sy liggies. Hy sê val voor my, aanbid my, dan gee ek weer al hierdie koninkryke. En dan antwoord Jafashua die Satan met die woord. Elke keer wanneer Jafashua met die Satan gepraat het, het hy hom met die skrif geantwoord. En dis wat belangrik is dat ons die woord of die skrif moet ken. En dis ook om my studente, ons drill hulle in die woord, in die skrif. Om te weet wat die skrif sê. As ek weet wat die skrif sê, dan kan ek onmiddellik hoor wanneer ander mense praat, of uit 'n ander vertaling uitlees, die 83 vertaling of die Nuwe Lewende vertaling, onmiddellik as hulle dit lees, dan hoor ek die skrif is verkeerd. Hoekom? Want ek ken die Bybel. En dis wat ons met ons studente doen. Ons kry hulle om die woord te leer. En die woord te leef. Sy lê ook en loer soos 'n rower. En vermeerder die ontroues onder die mensdom. Met ander woorde, wie in ongeregtigheid en sonde vasgevang word. Hoe? Met haar hoedery. Met haar liggaam. Sy trek hulle in. Sy werk gestruktureerd. Die Satan het nog nooit net in 'n ding ingestorm nie. En 'n ding probeer doen nie. Elke skyf van hom is uitgewerk. Maar nou is ek vanoggend so verskriklik dankbaar. Dat ek ken hom, dis Jafashua. Wat sê dat hy aan die kruishout van Golgotha, het hy die Satan uitgeklaar. Hy het hom tentoongestel, hy het hom geopenbaar. Hy het hom naak gestel. Naak gestel beteken hy staan sonder 'n broek. Hy het hom naak gestel. So ek en u vanmôre het nie nodig om te vrees nie. Jaffa sê vir die Satan, toe hy met Job daarso, Job 2. Ek wil net iets sê, iemand anders het laasweek met my 'n vraag gevra oor Job. Hy was nie, die Satan was nie in die hemel nie. Dis 'n beeldspraak, dis 'n gesprekvoering wat op die aarde toe gebeur het. Want Satan het nie toegang tot die hemel nie. Hy's neergewerp op die aarde, sê die woord. Uitgewerp om nooit terug te gaan nie. So wat sien ek hierso? Hy het nie in en uit 'n toegang nie. Jaffa sê vir die Satan, jy kan alles aan my knegt Job doen, maar jy vat nie aan sy lewe nie. So ek wil vanmôre vir u sê wat deur krankheid gaan en wat siek is en wat sy liggame afgemat is en het nie nodig om bekommerd te wees nie. Die woord sê vrees nie hom wat die liggaam skade doen nie, maar hom wie siel, gees en liggaam in die hel kan werk. So ons vrees nie die Satan nie. Hy's uitgeklaar, hy's geopenbaar. Hy's in die publiek tentoongestel. Maar ons funksioneer vanmôre in die bonatuurlike kragtige bloed van Jafashua, wat nog nooit einde gekry het nie, wat nog nooit droog geword het in 2000 jaar se tyd nie.
Sy lê en loer soos 'n rower en vermeerder die ontroues onder die mensdom. As ons kyk na die godsdienst opset vandag in die wêreld daar buitekant. Ek sê nie elke kerk nie, ek sê die meerderheid van die godsdienst opsette. Dit gaan oor wie en wat ek is en by wie en wat ek aanbid. Nee. Vir meeste ouens het godsdienst 'n sosiale byeenkoms geword. Sondagoggendediens, 'n sosiale byeenkoms. Daar's nie meer die werkende van die krag van die roog soos wat ons dit geken het nie. Hy sê so. Sy lê ook en loer soos 'n rower, sy maak planne en vermeerder die ontroues onder die mensdom. Hoekom? Sy trek hulle in. Satan trek hulle in. Dis hoekom die Bybel sê, waak en bid. Ons moet wakker wees. Hoekom? Want ons teenstander, die Satan loop soos 'n briesende leeu. Maar is al wat hy kan doen, hy kan 'n show opsit van 'n leeu, 'n briese. Ek is 'n briesende leeu. Man, jy's uitgeklaar op Golgotha se heuwel. Ek kan jou liggaam skade doen. Gaan nie oor my liggaam wat skade gedoen kan word nie. Dit gaan oor Jahwe wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Hy sê, sy lê ook en loer soos 'n rower, luister nou, en vermeerder die ontroues onder die mensdom, vers 29. By wie is ag? By wie is ag? By die vrou. By wie is wee my? Wee my, nou het ek 'n fout gemaak. Maar die roog sê, ek het jou gesê vir die tyd. Ek het jou gesê, watch, kyk, maak seker. By wie is ag, Vader, wat het ek gedoen? Is te laat. En die Satan is met so grin op sy bakkies. By wie is wee my? By wie is getwis? Waar kom die getwis vandaan? Satan bring die getwis. Die oneenigheid. Die bekleierery. Die woord kom in Jafasjoa sê, ek het jou nie 'n gees van twisagtigheid gegee nie, maar van liefde en insig en wysheid in die Ruach HaKodesh. Halleluja. Halleluja. By wie is 'n geklaag? Daai ou wat by die vroue draai gemaak het. By wie is 'n geklaag? By wie is wonde sonder oorsaak? Wonde? Daai is nie sonder oorsaak nie. Jy het dit self veroorsaak. Die Bybel sê ons wie herstel is. Ons wie se uitverkiesing herstel is in die genadebloed van Jafasjoa. Dis herstel voor die grondlegging, of dit het gebeur, die uitverkiesing, voor die grondlegging van die aarde. Is ons uitverkies tot die ewige lewe. Maar deur die sondige natuur van ons mens, wat deur Adam en Eva gekom het en voortgelewe in ons, deur wedergeboorte en onderdompeling in die naam van Jafasjoa, tot vergifnis my sonde. By wie is wonde sonder oorsaak? Daai wonde kom nie sonder oorsaak nie. Dis veroorsaak deur myself en deur jouself. Ons het geweet, maar hulle speel so Samson met die sonde. By wie is wonde sonder oorsaak? By wie is dofheid van oë? Bedoelend. Die Ruach vra, hoe kan jy so stupid gewees het? Kyk hoe dof is jou oë. Daai blink is weg, daai blydskap is weg, daai heerlikheid is weg. By wie is ag? By wie is wee my? By wie is 'n getwis? By wie is 'n geklaag? By wie is woorde sonder oorsaak? By wie is die dofheid van die oë? Kom ons wees wakker. Bybel sê waak en bid.
Kom ons hou ons oë gefestig op Jahweh. Ons staan nie in ons eie krag en autoriteit nie. Ons funksioneer in die krag van die Ruach, deur die genadebloed van Jahweh. Kom ons herdenk hierdie skrif. Kom ons eet dit op. Kom ons mediteer dit. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.